Goeienaand dames en here, derde laaste wedstryd van dag 2 van die Frans Malherbefees wat nou gaan afskop. So die manne van Bloemfontein, Grey College, teenoor die manne van die Parel. Die manne van Boland Landbou en hulle tradisionele swart. Dit is net altyd iets anders dan 'n swart trui. Ek wonder of die All Blacks is wat dit vir ons ingeprent het. Maar as die manne van Grey College en hulle vlootblou. Grey College vir die wedstryd vir ons gaan behartig hier in die begin. Oudtshoorn, ekskuus, Boland Landbou, wat die skool, wat die bal het die ander landbou skool. Hier gaat ons. Boland wil hulle kom rugby te speel. Groot wedstryd vir hulle. Grey sal graag hierdie enetjie in die sak wil hê. Goed wees vir hulle seisoen, beide spanne. Kom ons kyk wat gebeur hierso. Speel mooi, hardloop mooi lyne. Grey wat die bal terugkry, baie slim spel van hulle. Ek moet sê, bal verwissel hande baie vinnig tussen Grey en Boland. Meneer Van Huisteen nietemin, so ver is dit fisies. Boland Landbou wat 'n bietjie veld daar gewen het, is al baie spasie is in die goeie skop deur die skram skakel, gaan die balletjie stop. Ja, balletjie gaan stop. So dis Grey College wat aan die 22 gaan behartig hierso en weer vir Boland Landbou kans gegee om aan te val. Goeie begin tot die wedstryd. Treie wat baie dieselfde lyk, meneer Van Aswegen. Ongelukkig vir Boland Landbou daar wat hulle kansie gehad het hierso voor die hoofpaviljoen. Maar as ek jou woorde kan steel, nietemin. Wedstryd gaan aan. En dis die loskakel van Grey College wat die bal gaan stuur. Uitstekende hoë, diep hang. Skop daarso. En dis die regter veel van Boland Landbou wat trap. Grey wat hard werk. Meneer Van Huisteen, balbesit wat gehou word aan Boland Landbou, sukkel om vorentoe te gaan. Grey wat dit moeilik maak, hulle rol mooi weg. Goed gevoer. Bal wat ook moontlik aangeslaan is, voordeel vir Grey. Maar skeieregter sê tot hier toe en nie verder nie. Kom terug. Kom ons hervat spel. Eerste skram van die wedstryd, meneer Van Huisteen. Altyd 'n groot oomblik. Eerste skram waar die manne bietjie gaan mekaar opmeet. Kom ons kyk hoe lyk die eerste skram wat Grey College set hierso op met 'n binne senter wat naby staan, binne en buite senter wat naby staan en die regtervleuel wat agter staan. Great skram deur die manne van Bloemfontein. Dis 'n kort balletjie vir die binne senter. Goeie set piece daar. Speel die 9. Skeieregter wat voordeel speel vir Grey. Kom ons kyk wat gebeur, meneer Van Huisteen. Baie slim gespel. Dit is 'n penalty advantage vir die manne van Bloemfontein. Geen voordeel. Skeieregter roep die manne terug. Meneer Van Huisteen, opsies. Skop ons die lyn. Wat gaan ons hier maak? Meneer Van Aswegen, as ek vir Grey College ken, is daar nie 'n manier hulle skop pale toe nie. Hulle sal verseker kantlyn toe skop en dis presies wat hulle doen in die 22 van die manne van die Parel. Boland Landbou wat dan nou sal moet keer. Is altyd goed om te keer laat Grey College nie teen die eerste bietjie geïsoleerd. Kom ons kyk wat gebeur. Mooi bal. Hy gaan hoek toe. Het hy die wiele verragtig in die hoek. Punt aangeteken, meneer Van Huisteen.
Baie goeie beweging daar deur die manne van Grey College en dis die buitesenter wat daar gaan kuier in die hoekie en is Grey College wat eerste die punte gaan laat skuif. Goeie begin die manne van Bloemfontein. En is dan nou Grey College met 5 en Boland Landbou met 0 met bietjie meer as 4 minute wat verby is. Loskakel wat nou gaan Paul toe aanlê. Natuurlik daar reg voor sy vyande is die manne van Boland van Paul Roos wat daar kyk. Ons kyk wat maak die skop. Bal wat goed getref is. Uitstekende skop uit die hoek uit. En dit is Grey College met 7. Boland Landbou met 0. Meneer Van Aswegen, oor na jou. Meneer Van Huisteen, Boland wat nou spel gaan hervat. Meneer afskop. Boland nog nie uit die wedstryd uit nie. Kom ons kyk wat gebeur hier. Interessant voordeel wat toegeken word daar, aanslaan van Grey. Goeie begin so ver vir Boland. Hulle is op die regte plek op die veld. Dis die tweede skram van die wedstryd. Geleenthede om aan te val. Kanaak. Dis 'n agterlyn toets. Interessante klanke wat hier by my uitkom hier langs my. Maar hier gaan ons Boland wat die bal gaan voer. Balletjie wat dalk gaan wyd gaan en soos wat hulle hom hier. Ek glo dit as jy so na die agterlyn van Boland kyk, gaan hulle hardloop. Hulle gaan hom wyd stuur. Hierdie keer die skram wat daar, groot skram van die manne van Boland Landbou. Grey College wat daar onder die druk was, ongelukkig bal wat nie na die hande toe kan gaan nie en dit gee nou vir Grey kans om hulle lyne skoon te maak hierso. Goeie geleentheid vir dit. Derde skram van die wedstryd. Grey wat die bal gaan invoer. Boland wat hard werk. Grey wat staan, besluit om op te tel. Hardloop hard. Hardloop baie hard. Groot clean out. Is die loskakel. Hy sien die identifiseer die spasie aan die agterkant. Bal wat net sleg op. Heel agter besluit om te skuif. Die spasie, hierdie man het spoed. Hy kan hardloop, hy kan trap. Man het bietjie sleg geval daar in kontak. Kom ons kyk wat gebeur. Boland wat die bal behou. Skop in die man vas. Dalk nie die regte keuse nie. Voordeel aan Boland Landbou. Gegee. Kan net nie wegkom nie. Grey se verdediging wat hou. Baie goed. Skoppie word gegee. Voordele seker verby vir Boland. Hier kom dit nou die aanval. Man werk hard, man werk hard. Kom ons kyk wat gebeur. Moet sê Grey wat nie baie diep staan nie. Speel baie vlak. Bal gaan nou aan die regterkant verby gaan. Bal word aangeslaan. Meneer Van Huisteen. Baie goeie wedstryd tot dusver. Perfecte aand vir rugby. Meneer Van Huisteen. Meneer Van Huisteen, eer en 'n voorreg om saam met jou in die kommentatorsboks te wees. Hulle sê dit raak soms warm hierbo. Ek kan dit verstaan.
Maar nietemin, meneer Van Huisteen. Grey College teen Boland Landbou. Groot wedstryd. Boland Landbou wat die bal besit het. Grey wat met keer. Interessant. Hulle vleuels wat so diep terug staan is seker vir die skop. So hulle behoort 'n goeie line speed te hê. Dis wat hulle wil hê. Duik is aan, baie mooi verdediging deur Grey. Versprei mooi uit. Baie goed, baie goed. Grey wat die bal besit terugkry, meneer Van Huisteen. Agtertoe gewees, sê die skeieregter. Agtertoe. Hardloop hard. Daai is weg. Ongelooflik. In die hoekie. Dis hier daai show and go. Jy trap binne, buite, uit. Hand off. Ongelooflik deur Grey. Ek moet sê Grey 2-3 fases dan hulle agter die palle. Baie interessant, meneer Van Huisteen. Boland Landbou wat sal bietjie moet duik hierso. Baie goeie handoff daar van die lyk soos 'n flank slot van Grey College. En dis die Boland Landbou manne wat weer watertjies vat agter die palle. Kom ons kyk wat se plan hulle kan beraam. As ons weer kyk vir die skop van die losskakel van Grey College. Ongelukkig net regs verby meneer Van Aswegen is dan in die Effentjies aan die regterkant Grey College. Met 13 minute speeltyd hieroor in die eerste helfte en is die Boland manne wat nou hier gaan afskop op Grey College. Kom ons kyk wat maak hulle. Boland manne lyk bietjie platvoet. Grey 12, Boland 0, eerste helfte 13 minute oor in hierdie eerste helfte. Spel wat gaan hervat. Mooi afskop. Goed verdedig. Grey wat bal besit behou. Hulle besluit om te hardloop. Hulle het hulle groot sterk. Daai man het die bal afgevat. Ongelooflik. Daai was onverwags pragtig. Boland Landbou skool. Presies wat hierdie wedstryd nodig gehad het. Lewe in die manne van Boland ook as daai agste man. Daai 3 omtrent steel van Grey College af. Soos 'n warm mes deur botter sny hy deur daai lyn onder die doellyn. Boland en die bal deur die hekke stuur, meneer Van Huisteen. Meneer Van Huisteen. Grey College wat nou hierdie wedstryd gaan hervat vir ons in die 12de minuut van die eerste helfte. 12 vir Grey, 7 vir Boland. Spel word hervat. Afskop. Uitstekende afskop. Grey College wat die bal besit terugwen, ongelooflik van hulle kant af. Hulle maak keuses, hulle besluit, hulle werk hard om vorentoe te kom. Baie goed. Ek moet sê, Grey lyk glad nie eendimensioneel in hulle aanval nie. Nou nie dis in die verkant lê Boland Landbou man op die grond. Boland sig van verligting. Strafskop gewen. Boland weet hulle wil nie rugby speel nie. Mooi skoppie. Baie goed. Meneer Van Huisteen. Meneer Van Aswegen, ek geniet die skramskakel van Grey College. Hy maak lekker vinnig skoon het. Hy uitstekende paas op hom. Ek dink hy gaan 'n appel van jou kop af paas elke keer. So lekker om te sien.
Dan Boland Landbou wat nou in die gebied van Grey College is na die strafskop. 4 man lyn staan. Boland Landbou daar doen, bal wat voorgegooi word, goeie geleentheid. Groot jump van die manne van Grey College, 12 binne senter op 'n kort lyn. Ook Boland Landbou liewer wat rigting daar verander, weer eens die binne senter. Man is lekker besig, buite senter liewer. Agste man wat die bal opdrol wat ontvang is deur 2 manne van Grey College. Bietjie spasie in die linkerkant vir Boland Landbou. Goeie kontinuïteit, meeste fases wat Boland so ver het, binne senter hierdie keer. Bal opgesit in die middelveld. Skramskakel wat die groot nommer 17 gaan soek van Boland. Dit is sy eerste man wen daarso. En dit is steeds die bal aan Boland se kant. Loskakel wat spasie sien. Wat gaan hy maak? Hy maak dit ongelooflik. Here we go. Ons het 'n wedstryd, meneer van Ons het 'n wedstryd op hande, dames en here. Ons het 'n wedstryd. In die 9de minuut Boland wat punte aanteken. Ons het 'n wedstryd op hande. Alles kom nou mooi aan die gang. Kom ons kyk wat gebeur. Die skop wat moet kom. Ek wat sal met onverskoning vra vir die manne van Boland Landbou, hulle het 'n bietjie platvoete gelyk. Maar terug in die wedstryd en meer as terug, hulle is voor tans. As die skop van die losskakel van Boland Landbou teruggedra word en dit gee nou kans vir Grey College net so vir halftyd, 8 minute vir halftyd om gou 'n bietjie terug te slaan hierso. Meneer van Huisteen sal sê daai was nou baie gevaarlik. Daai skop wat nou direk uit is. Kry op die aanval, hulle die bal besit. Ons weet 2-3 fases, dan gaan hulle agter jou doellyn kuier. Kom ons kyk wat gaan hier gebeur. Boland Landbou wat hier gaan met keer. Hulle gaan nie in hierdie area van die veld waar rugby speel nie. Dis hulle voer. Hulle gaan invoer in die lyn staan in die skram hier. So ekskuus my fout. Goeie skop. Bal wat nou nie uit is nie. Kry op die aanval. Hulle gaan terugkom. Hulle het spoed. Mooi sluit hulle aan. Sluit hom binne toe te trap. Klop so 3-4 manne. Hy hou hulle besig. Skramskakeltjie wat mooi skoon maak. Geef sy groot manne die bal. Kom mooi oor die voordeellyn. Bal lyk al verloor is, maar van die been af sê die skeieregter. Moet sê Boland wat mooi op die verdediging lyk. Hulle werk hard. Kan nie die 9 speel nie. Dit is 'n nuwe reël. Dames en here, jy mag nie die skramskakel agter die losgemaal speel nie. Dit is 'n reël. Maar soos ek sê, kry is op die regte areas op die veld. Wat gaan hulle keuse wees? Hulle besluit om pale te skop. Meneer van Huisteen, interessante besluit. Weereens, my opinie, momentum is aan jou kant, skop kantlyn toe.
vat jou kanse met jou dryfmaal beweging. 7 punte is dalk beter as 3, of hoe? Ja, meneer Van Answegen, punte op die bord. Ek voel al die momentum is in die kant, of liewer nie momentum nie, maar Boland Landbou met hulle sterkies in die lug hierso, so Grey College wat dan ons sal voorkom. En as die loskakel van Grey College Paul toe skop, baie mooi skop. In die middel deur. Nooit dit betwyfel nie. En dit is die puntestand 15 vir Grey College, 14 vir Boland Landbou. Baie goeie skop van Grey College. Stuur hom deur die hekke. Boland wat vir ons die spel gaan hervat hier van die afskop af. Mooi diep skop. Boland maak mooi daartoe. Moet sê, Grey College hardloop baie hard met bal in hand. Hulle hardloop met intensiteit. Hoog in die lug. Amper gevang. Bal is seker agtertoe. Boland Landbou wat bal besit het. Bietjie geïsoleerd. Man werk hard. Een man geklop. Manne werk hard, hulle werk hard. Boland. Goed lyk as hulle die bal in hand het. Uitstekende skop. Wat maak hy? Grey College onderdruk in hulle eie 22. Vleuel weer eens met spasie. Hy sal moet keer. Toch kom het nou. Dan bal het gebars. Hy trap binne, buite. Daar's geen ondersteuning nie. Grey wat mooi skoon maak. Moet sê die intensiteit van hierdie wedstryd is gelig. Grey wat die bal mooi deurvat. Boland bietjie op die agterstewels gevang. Hier gebeur dit nou. Bietjie geïsoleerd in die kontak. Werk hard. Grey wil gaan punte aanteken. Boland Landbou, hulle moet voor hulle kyk. Op die verdedigingslyn. Daai man breek deur. Daar is punte. Grey College wat nou voorloop in hierdie wedstryd, meneer Van Huisteen. Uitstekende spel daar deur die vleuel van Grey College om hulle in die gebied van Boland Landbou te bring en is Grey wat daai kans sal vat. 5 punte by die telling byvoeg. Uitstekende spel daar deur die manne van Bloem. Hier aan die gang is met Grey College van nou weer eens 'n 3 gedruk het. Grey met 22, Boland Landbou met 14. Bal wat aangeslaan word meneer Van Huisteen. Hierdie is 'n goeie kans vir Boland om te druk net voor halftyd. Hulle sal dit graag wil hê. 22 punte teenoor die 14. Minuut en 'n half wat oor is in hierdie eerste helfte. Koenie Nagelbrugstraat, die Frans Malherbe rugbyfees 2024. Meneer Van Huisteen, dit is die 4de Frans Malherbe wat aangebied word. Ongelooflik. Hier al die rugby word hier in die Parel gespeel. Pragtige beweging deur die binnesenter van Boland. Nou verloor hy die bal. Grey wat nie wegrol in daai losmaalbeweging nie. Boland kans. Het kans om hier te wen. Ons kyk wat gebeur. Dinsdagmiddag beweging wat ons hier gaan sien meneer Van Answegen. Kom ons kyk wat hulle hier vir ons opkook. Man wat bietjie skuins hardloop. Man wat sy kop neersit en hy omtrent boer jou van Grey hardloop. Skramskakel wat hier kyk. Net so bietjie gehuiwer het. Hy's oor die doellyn. Hy moet wees. Ongelooflik. Punte. Die Boland. Julle hartjie van rugby.
Meneer van Huisteen, daai skop is oor. Tyd is om streke 22-20. 22-21. Ongelooflik. Ongelooflik in die eerste helfte. Winnende rugby. Ons gaan 'n baie opwindende tweede helfte. Ons hoop vir 'n baie opwindende tweede helfte. Right, meneer Van Aswegen, kom ons kyk wat gee die volgende 25 minute vir ons. Right, meneer Van Huisteen. 25 minute titaniese stryd. Twee reëse in die rugby wêreld hier in Suid-Afrika. Maar kom ons kyk wat gebeur. Skop wat behartig word, Gray wat die bal agtertoe aanslaan, maar dis die linkervleuel wat bal besit vir sy span behou. Boland Landbou bietjie traag op die aanval, baie geïsoleerd in hulle aanval.
Hulle het baie opsies aan hulle regterkant. Hulle gaan daai bal stuur. Hulle lees jou mooi. Skeieregter sê die man was om kant. Interessant. Meer van hy sê maar ek moet sê Parel is mooi, die Toyskloofberg hier af voor ons, die Parelberg hier reg agter ons. Baie jare terug was die Parelberg die Skilpadberg gewees. Maar hy is toe nou hernoem na die Parelberg as gevolg van die ikoniese dorp Parel. Maar nietemin meneer Van Huisteen, terug by die wedstryd. Dis die skop wat gaan plaasvind. 22-21. 24 minute wat oorbly hier in die tweede helfte. Skop wat oorgaan. So meneer Van Asweg, ek dink jy dit was die regte besluit gewees om Paulo dit te skop? In hierdie geval sal ek sê ja. Ek sal sê ja, verseker die regte keuse. Boland met hulle sterkte in die lug. Hulle is hier om rugby te speel. Grey College, die bal mooi hoog in die lug skop. Mooi balbesit teruggekry. Hulle werk hard om vorentoe te gaan. Baie goed van Grey College. Stekende skop daar deur die man van Grey. Mooi gehardloop, mooi lyne wat hulle hardloop. Hulle werk lekker hard. Voorstellers wat die bal in die middel opsit, is hy sien die gaping. Sien. Bal wat aangeslaan word. 'n late duikslag wat uitgevoer is op die Grey College man. Grey College 22, Boland 24, 22 minute. So mooi 5-man lyn staan. Kom ons kyk wat gebeur. Hy gaan op. Goeie lyn staan beweging. Hulle werk hard, hulle werk hard. Grey College met 'n pragtige dryfmaal beweging. Hulle wil vorentoe gaan. Op die huidige oomblik Skrammy wat hom uithaal. Hy sê dis tot daartoe en genoeg. Pragtige lyn deur die binnesenter wat oor die doellyn kuier. Grey College het al die vrae. Boland Landbou niks antwoorde nie. Meneer Van Asweg het meer oor 'n minuut al dan. As Grey College baie mooi 3 druk. Meneer Renard Leroux wat op sy hurke hierso. Hy is die afrigter liewer van Grey College. Sone 15 en hy sal 'n bietjie van 'n sig van verligting gee want die Boland manne klop hier kwaai aan die deur. Meneer Van Huisteen, hierdie wedstryd nog glad nie verby. Baie tyd. Maar daar is nog om wedstryd te speel en rugby te speel. Jou kanse te gebruik. Kry vir daai bal oor die dwarslaat skop. Nog 2 punte wat by die telling bygevoeg word. Baie goed hier aan die kant van Grey College 29 teenoor die 24 punte van Boland Landbou. Mooi afskoppie, mooi diep. Hulle jaag hom na, daai man hardloop mooi, hy's dwars deur. Hier sit nou, hy is aan. Hy hardloop dwars deur. Wie gaan hom keer? Absoluut niemand nie, hy's oor die dwarslaat. Ongelooflik. Dwars deur, ek wil amper sê 70 meter. Wat daai jong man gehardloop het. 34 teenoor 24, die skop wat nog kom 20 minute oor hier in die tweede helfte, meneer Van Huisteen. Selfs seun as wat hy net die vorige 3 gedruk het. En dit was vir hom so lekker, toe druk hy nog een. Kom ons kyk of hy 'n derde ene kan druk. Vir sy span. Moet sê Grey baie cool en kalm. Hulle doen hulle werk, hulle doen waarvoor hulle beplan het, hulle strategie werk vir hulle uit. Boland Landbou wat sal 'n plan moet beraam om meer balbesit te behou en kontinuïteit aan die einde van die dag toe lê.
Drie manne wat verseker 'n bietjie vlam gevat het hierso. En ja, wedstryd wat in die gang is. Nog 2 wedstryde oor vir die aand. Volgende wedstryd wat hier by die Frans Maleiba Rugby Fees is Kersnie teen Parel Gymnasium. En dan die hoofwedstryd vanaand is Hoërskool Monument teen Paul Roos Gymnasium. Bly ingeskakel want dit behoort 'n paar belovende wedstryde te wees as die binnensenter alweer die bal het. Dieselfde man, ongelooflik, hy werk hard. Kom ons kyk wat gebeur. Goeie skoppie aan van die skramskakel van Gray. Heel agter waar die bal mooi vang. Hy besluit om hom te versprei. Gray se verdediging baie mooi. Hulle weet presies wat om te doen. Moet ongelukkig al wegrol. Moet sê verligting van die fluitjie van die skeieregter wat daar vir Boland blaas. Besluit om die kantlyn op te soek. Hulle invoer in die lyn staan. Kry op die oomblik baie goed in die vaste fasette meneer Van Huisteen. Ja, nee, eintlik 'n albei spanne wat hulle lynstaande wen, hulle skrams wen, so is 'n goeie wedstryd. Kom ons kyk wat Boland Landbou hier maak as hulle groot vooruit hier in die middel en net soos wat ek dit sê, commentators kies. En dit is die Gray manne wat hulle voorspelers hier in die middelveld opsit, net aan die kant die halflyn. Weer eens die groot manne wat gee agter die rug verby, los skakel wat die bal opdra. Goeie offload daar deur die manne en skramskakel wat skoon maak. Weer eens 'n goeie aangee van hom en is die groot vooruit wat alweer die bal het. Spasie daar aan die oorkant. Flank wat die bal het van Gray College. Hy hardloop. Ons maar 'n sê ding in die Vrystaat is waar hardloop rugby ontstaan het. Gray bevestig daardie verklaring. Heeltemal korrek meneer Van Huisteen. In my are loop die Oranje rivier. 39 punte teenoor die van 24. Tweede helfte 16 minute reeds verstreke. Skop wat nog kom. Eenvoudige skoppie oor die dwarslaat deur die hekke. Kom ons kyk wat gebeur. Landbou is nog in hierdie wedstryd. Kom ons kyk wat gebeur. Gray College wat die bal ontvang van die afskop af. Baie goed van hulle wat hulle die afskop ontvang die hele wedstryd sover. As die losskakel besluit. Hy gaan die bal skop en enige goeie skop is 'n skop wat kan gras kry. Skeieregter wat die manne gaan terugvoer, geen voordeel nie. Moet sê skeieregter wat vir my 'n goeie wedstryd sover het meneer Van Asweer. Nee, verseker meneer Van Huisteen, soos ek sê. Ou wat skeieregter sommer 'n kompliment gaan sal gee nie, maar Dit is 100% so vir ou wat 'n handleiding geskryf het oor die reëls van rugby in skole. Sal jy verseker weet presies wat in 'n skeieregter se kop aangaan. Soms voel ek dis dalk die intensie wat geblaas word en nie die reël nie. Maar nietemin Gray College met die ingooi in die lyn staan. baie goeie lyn staan daar deur die manne van Bloemfontein wat hulle ongelukkig verloor. Jaker wat nie baie sal happy wees daar met sy slot nie, want dit is so 'n mooi ingooi gewees. Gray wat nou die bal terugkry. En skeieregter wat sê dit is 8-2. Skare wat hard gesels daar aan die ander kant. Baie ongelukkig. Maar Skeieregter moet my nou nie teleurstel hierso nie meneer Van Asweer. nee, 100% meneer Van Huisteen. Ver word hard gewerk. 24 punte teenoor 40, 14 minute oor in die tweede helfte.
Bal word gespeel, Boland wat die bal weer terugkry, Boland besluit. Hier die skeieregter, dalk hierdie wedstryd meer vloei gee. Goeie skoppie. Is verseker die wyntjie wat daar van die ander kant van die veld af waai. Want was agter Boland se rug. Baie goeie skop. Boland kan invoer in die lyn staan. Kom ons kyk wat gebeur. Hulle besluit om agter te gooi. Bal wat verbygaan. Gray wat op die aanval is. En hulle groot manne gaan hard hardloop. Hulle hou so 3-4 manne besig. Ongelooflik. Boland wat dinge vir hulle self bietjie moeilik maak. Hulle het nou weer 'n keuse om te hervat. Ja, regte opsie daar in die vorige lyn staan meneer Van Aswegen. Die hakker wat nou net nie sy springer kan vind nie. Maar kom ons kyk, hy het weer 'n kans. Meneer Van Huisteen, as jy die agterbal gooi, kan jy die vacuum in die trams attack. Dit is dalk hulle plan. Soos ek sê. Kom ons kyk, Boland het die bal. Boland het die bal. Kom ons kyk wat gebeur. Hulle gaan verseker 'n dryfmaal beweging aansit. Kom ons kyk wat gebeur. Hulle werk hard. Gray wat die bal terugkry. Ek moet sê, Gray se verdediging regtig 10 uit 10. Wie op die aanval? Boland op die aanval. Groot duikslag uitgevoer op 'n Boland man. Gray College wat daar inklim. Groot duikslag wat uitgevoer word. Daar spasie aan die. Dis 'n goeie skoppie. Hy gaan hy net reg bons. Ongelukkig is hy uit. Regte opsie gewees. Daar was spasie aan die buitekant meneer Van Huisteen. Maar Gray wat bal besit nou het. 12 minute oor in hierdie tweede helft. Slegte opsie nie, net die uitvoering van die besluit wat 'n bietjie af was. Dit gee 'n kans vir Gray College om hulle 'n bietjie te skram en 'n bietjie in die gebied van Boland Landbou te kom. As ons kyk na die klok, so 'n bietjie minder as 12 minute oor, 41 vir Gray en 24 vir Boland Landbou. Gray College wat net eenvoudig in daai volgende rad gesit het. En dis die manne van Bloemfontein. Kom ons kyk wat hulle hier vir ons gee. Een van die rugbyfabrieke van Suid-Afrika, meneer Van Aswegen. Nee, verseker. Mens moet dit respekteer. Dit eer vir wat dit is. Kom ons kyk, 'n Gray College op die aanval. Bal word versprei, senter wat hardloop, maak kontak met so 2 manne. Skramskakel wat moet gaan grawe vir die bal. Haal hom uit, Gray College op die aanval. Groot duikslag uitgevoer. Dalk bietjie laat. Maar nietemin. Ons is op die aanval, Gray College op die aanval. Hulle werk hard. Speling. Bal word gegee. Baie goed gedoen. Gray College wat die bal versprei. Hulle soek die gate. Hulle wil werk. Hulle wil aanval. Moet sê hulle hou die bal mooi. Verseker hulle 5de, 6de fase. Bal wat aangeslaan word, ongelukkig. Baie hard geduik. Gray College. Moet sê hulle daarom die voordeel gehad. Die skop by die verkeerde besluit was. Boland verseker onder druk. Deur Gray. Maar Boland Landbou nog nie uit hierdie wedstryd uit nie. Dan kan hulle heel moontlik nog punte aanteken. Ons kyk wat gebeur. Vars vooruitjie op. Slotte is in. Moet sê die skeieregter het hierdie wedstryd baie goed behartig. Boland Landbou moet hard werk. Kom die druk nou. Baie goed gedoen.
Bal wat versprei word. Dit is goed. Ongelooflike duikslag wat uitgevoer word op die linkervleuel van Boland Landbou. Waar spasie aan die buitekant, manne moet binne toe werk. Kan hulle die bal hou vir fases, genoeg fases om by die doellyn te gaan kuier. Baie, bietjie geïsoleerd in die kontak. Losskakel, skramskakel waar hom mooi vasmaak en skoon maak. Bal kom uit. Bal wat geskop word. Druk wat kom van Grey af. Grey baie cool en kalm met hulle besluitneming. So kom ons kyk gou, 41 teenoor 24. 8 minute is half verby in die tweede helfte. Grey het 'n skram aan die regterkant van die veld. Ek is seker hulle gaan die bril speel. Was op die stadium voor gewees. So die Boland manne wat nou in hulle eie 22 is, groot skram aan die kant van die manne van Bloem. Ongelooflik, 'n wedstryd. Ek moet sê, bietjie eensydig op die oomblik, maar Boland gaan die bal vorentoe verloor. Kom ons kyk wat gebeur. Hulle sal seker weer die brilbeweging toepas. Hulle het 'n skram aan die regterkant van die veld. So 'n goeie vaskoppie. So kom ons kyk wat gebeur. Skram wat natuurlik net 45 grade mag draai in skole rugby, meneer Van Aswegen. Ja, 100% dit stop. Is maar vir veiligheid. Skram 1.5 meter wat jy kan skram. Manne wat daar vorentoe val. Boland Landbou wat daar 'n strafskop kry. Welverdiende strafskop dink ek. Ek dink die voorspelers van Boland Landbou het nog ingeklim hier op die skrams. Hierdie wedstryd wat so 5 minute oor het. Dis die losskakel van Boland Landbou wat die kantlyn opsoek. Uitstekende skop wat spel net so bring net so buite die 22 van Grey College. Baie goed gedoen. Grey College wat moet verdedig. Kom ons kyk wat gebeur. Tog ek sien die pad. Maar Boland invoer in die lyn staan. Hulle gaan dalk voorgooi. Hulle maak so duikslag wat uitgevoer is op die voorry. Maar hulle het die bal besit behou. Harde lyn wat gehardloop word. Bal word versprei aan die regterkant. Doen baie goed. Daar's 'n gaping gevind deur die buitesenter. Hulle moet speel. Manne is reg hierso. Hulle hardloop hard. 41 punte teenoor 24 in die tweede helfte. 4 minute oor om te speel. Hulle werk hard. Daarso is nou kanse vir Boland. Hulle moet net kontinuïteit wys en genoeg fases bou, balbesit behou, regte keuses maak. Hakker wat dalk so 'n interessante gaanstappie doen. Kom ons kyk wat gebeur. Daai is ongelukkige aanslaan. Maar Grey College het bal besit. Hulle besluit ons gaan speel. Hulle werk lekker hard. Kom mooi op in die middelveld. Besluit om opsies links en regs te hê. Goeie vat. Werk hard.
Is daar ondersteuning? First receiver is daar, Boland wat die bal weer terug het. Ek moet sê, die laaste 4 minute van hierdie wedstryd is verskriklik opwindend. Vaskop Stit wat weer eens die bal aanslaan. Sit sy span op die agtervoet. Boland wil nie hierdie bal uitskop nie. Wil nie bal besit teruggee vir Grey nie. Hulle gaan begin werk. Hulle werk hard, hulle het nommers. Waar is dit nou? Hy is weg, hy kan hard werk. Tykslag uitgevoer. Kom ons kyk wat gebeur. Vaskop Stit wat baie hard werk. Ek sê die groot manne wat beweeg. 6 flankie wat hard werk. Kom in die hoek. Pragtig van die Boland Landbou Skoolparel. Sê meneer Van Huisteen, die telbord reflekteer verseker nie hierdie wedstryd nie. Dis 'n titaniese stryd, harde wedstryd wat hier gespeel word. Boland Landbou wat nie opgee nie. Hulle hou aan werk. 29 vir Boland, 41 vir Grey, 50 sekondes oor in hierdie tweede helfte. Manne aan die buitekant beweeg en daar is jou 3. Kan hy daar uitkom? Dis ongelooflik. Dit moet wees. Skeieregter sê dit is aangeslaan. Dames en here, fantasties, absoluut fantasties. Wat is dit maar? Meneer Van Huisteen, laaste beweging van die wedstryd. Grey wat die bal besit het. Ek is seker die bril gaan kom. Bekende brilhuis, koshuis in Grey. Kom ons kyk wat gebeur hierso. Boland wat die strafskop kry. Kom ons kyk wat gebeur. Dit is 'n vryskop. Dit is Boland se bal. Boland gaan aan die regterkant. Manne wat hard werk. Kom hy op. Manne waar die bal dra. Hulle is so 3-2 meter van die doellyn af. Werk baie hard. Gaan hulle groot manne gee om oor te kom. Ongelukkig die bal aangeslaan. Daai is die wedstryd, dames en here. Bly ingeskakel vir die wedstryd tussen Parel Gimnasium en Kersney. Ons sien vir julle nou. Hier is pannekoekies en koeldrank beskikbaar. Maak 'n draai.